Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan met jou uitstekend daar waar jy is. Ek weet nie van waar af jy inskakel nie, of dit warm by jou is, of koud is by jou is, of nat is hier by ons waar ons tans nou opneem. Julle mag dalk hoor, daar's lekker donder weerlig, dit sous hier by ons. Dit is eintlik so voorreg, nee, om te staan hier vandag in die studio en jy beleef net die grootheid van God. Maar van my Pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan is so enorme voorreg om saam met julle vandag hier te kan wees en tyd te kan spandeer in God se woord. Hierdie hele week reis ons so ver oor God se getrouheid. Nou ek wil vir jou vandag iets vra, nê? Hoe hanteer jy die klein dinge? Die dinge wat baie keer as nietig of onbenullig gesien word. Daai dinge wat jy maklik eenkant toe skuif en reken dit maak nie regtig saak nie. Dit het nie groot impak nie. Ek kan sonder daai verhouding regkom of ek hoef nie moeite te doen hier nie. Niemand kyk nie, niemand sien nie of niemand worry nie, ek worry nie. Weet jy wat? Baie mense dink dat ware getrouheid, net gaan oor die groot besluite en die groot geleenthede in ons lewens, of belangrike situasies en belangrike mense. Maar jy weet, Jesus sê, jou getrouheid in die klein dinge wys of jy gereed is vir daai groter dinge. Byvoorbeeld, kom ons dink aan Dawid, voor hy koning geword het, was hy 'n eenvoudige skaapwagter. Hy het nie begin met die troon nie, hy het begin deur skape op te pas, maar hy het hulle opgepas met getrouheid. Die sleutelvers vandag, of die vers wat ek graag wil uitgesels, is Lukas 16 vers 10. Jesus is besig met hierdie gelykenis oor getrouheid, en hy sê die volgende, hy sê, wie in klein dinge getrou is ook in die groot dinge getrou. Geliefde, dit beteken, God kyk nie net hoe ons groot drome nastreef nie, hy kyk hoe ons daagliks die lewe hanteer, al die dinge, die groot en die klein dinge, veral die klein dinge. Hoe hanteer ons tyd? Hoe hanteer ons finansies, ons werk, hoe lyk ons karakter wanneer niemand kyk nie, Hoe hanteer ons ander mense, veral die wat niks eintlik vir ons kan doen of vir ons iets beteken nie. God is besig om te kyk juis na die kleiner dinge, die ding wat ons maklik sien as onbenullig of useless. Kyk, in die gelykenis van Lukas 16, en ons lees van hierdie selfde gelykenis ook, Matteus 25, het Jesus spesifiek gepraat van 'n meester, wat sy diensknegte met klein hoeveelhede geld toevertrou het. Nou hierdie diensknegte wat getrou was, het meer teruggekry, meer terug ontvang, maar die een wat sy talent begrawe het, hy het dit verloor. Inteendeel die skrif daarso sê dat hy is nie net dwaas nie, hy is 'n bose slaaf, hy is iemand wat eintlik glad nie gedoen het wat God wou gehad het nie. So, die beginsel is God beloon ons wanneer ons getrou is in die klein dinge. So prakties, hoe kan ons dit toepas? Wat kan ek en jy anders doen? Eerstens, kom ons wees getrou in ons daaglikse keuses. Hoe ek en jy ons tyd, ons geld, ons gawes bestuur, wys of ons gereed is vir meer. Dan dien met 'n getroue hart. Moenie dink aan enige taak as te klein of te onbenullig of te stupid nie. Onthou, God sien alles raak. En dan bly opreg. Al sien niemand jou nie, jou integriteit in privaatheid bepaal hoe jou invloed lyk in die openbaar. En dan laastens, kom ons wees eerlik, Kom ons eer God met alles wat ons doen. In ons klein dinge en in die groot dinge is ek en jy veronderstel om God te kan verheerlik met alles wat ons doen. So, die geloofsbelydenis van vandag, en ek wil graag hê, as jy nou al rukkie saam met ons wandel, weet jy hoe werk dit? Jy sê hierdie saam met my, as jy vandag hier vir die eerste keer is, gaan ek jou uitdaag, daar waar jy sit, sê hierdie hardop saam met my, sê, ek het vooraf besluit, ek is getrou in die klein dinge, sodat God my met groter dinge kan vertrou. Hoor hy weerlig. Kom ons sê dit weer. Ek het vooraf besluit, ek is getrou in die klein dinge, sodat God my met groter dinge kan vertrou. Geliefde, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie, dat wanneer ons kyk oor die lewe, wanneer ons beleef oor die lewe, as U as ons meester, as ons Here, is die een wat vir ons sê, in die klein dinge moet ons getrou wees, sodat ons juis kan voorberei word, om met die groter dinge vertrou te kan word. En daarom vra ek Here vandag, mag ons begin ek kyk met 'n vergrootglas na alles in ons lewens. Die dinge wat ons dalk sien is onbenullig en nie so belangrik nie. Dalk is daar vir ons 'n boodskap, iets wat ons moet raak sien. En ons vra Here, asseblief kom wys dit vir ons, kom openbaar dit vir ons. Waar is ons veronderstel om meer getrou te wees met die klein dinge, juis so, dat ons later kan vertrou word met groter dinge. Here, ons bid vir daai genade oor ons lewens, kom wys dit vir ons uit, lig dit uit, versterk ons in ons gedagtes, ons harte en ons geloof, dat ons sal raak sien, waar God eintlik met ons wil praat oor die kleiner dinge. Ons bid dit als, in die mooie naam van Jesus Christus, amen en amen. Geliefde, so baie dankie julle ingeskakel het saam met ons, ek hoop nie die reën maak het weer te moeilik om te hoor nie, maar gaan in vrede, totsiens.